1 Korintiërs 15 vers 33. Slegte vriende bederf goeie waardes. Dear Heavenly Lord and Father, our Father in heaven, holy be your name, blessed be your kingdom. Thank you for this wonderful morning, and thank you for the message that we are about to receive. Thank you for everyone just praying to you and just praising your name for all the good things you have given us and helped us throughout our lives. Please continue to bless those outside of SOF. Please continue to help those that are struggling, and please just be there for those that are going through a tough time. Please, I ask that in Jesus' mighty name, amen. Die onderwerp is iets wat ons hoor dit baie. Ons hoor almal praat daaroor. Ons hoor Wally sê dit die hele tyd vir die studente, vir jou in berading, vir jou orals. Maar ons besef nie altyd die erns van wat dit eintlik is nie. 1 Korintiërs 15 vers 33. Slegte vriende bederf goeie waardes. Slegte vriende bederf goeie waardes. Hy sê in die 53 vertaling sê slegte gesprekke bederf goeie sedes. Selfde ding. Slegte vriende bederf goeie waardes. Nou reg deur die Bybel kan ons dit sien. Reg deur die Bybel waarsku dit ons daarteen, maar ek wil ons bietjie dieper vat, want weer sê ek is iets wat ons baie hoor, maar ek dink nie ons besef altyd wat is die nagevolge van die keuse dat ek myself omring met mense wat ek eintlik weet ek nie moet nie. As ons gaan kyk in die verhaal van Joshua, nou ons almal weet Joshua het oorgevat by Moses. Hy het die volk van Israel deurgevat deur die Jordaan. Hulle het aangegaan, hulle het nog 'n paar stede gaan vernietig, want die Here het gesê hy gee dit in hulle hand. Hy gee die beloofde land gee hy in hulle hand. En maar daar's nog 'n paar plekke wat hulle moes oorvat, want dit was nog mense het dit nog binne in daai stede en goed gewoon. Nou, eerste ding, toe hulle Jerigo gaan vernietig het. Ons almal ken daai storie, weer eens. Hulle moet elke dag 1 keer om Jerigo geloop het, en op die 7de dag moes hulle 7 keer om hom geloop het, en dan moes hulle hard skree, en dan daar die bassyne geblaas, of wel die ramshorings, en alles, en ons weet weer, die mure het in mekaar gestort, ensovoorts. Maar God se opdrag was gewees, niks wat binne in dit is, niks binne in Jerigo, mag julle vir julle vat hê. Niks. Alles van dit moet geoffer word vir God. Alles. Nou kry ons so een moedswillige ouetjie. Klink amper soos 'n sofstudent. Ek wonder net hoekom toe ek sê moedswillige ouetjie, toe draai daai ouens se koppe hier na weer se kant toe. Dis lelik, dis oordeel. Okay, ek joke. In elk geval, dus ons kry daai een moedswillige ouetjie, Agab. En hy het die goed by hom, hy het goed uit die stad uit gevat, en hy het dit saamgevat, en die Israeliete het gegaan, en hulle het so lank gaan Ai aanval, want die Here het dan gesê, wel, hulle sal al hulle vyande sal in hulle hand gegee word. Maar hulle het ongelukkig nie voordat hulle die eerste keer na Ai toe is, het hulle nie by die Here gaan sit en die Here gaan raadpleeg, wat is die strategie, hoe gaan ons dit doen, wat is die plan, ensovoorts nie. Hulle het gegaan, en hulle het vir Ai gaan aanval. En ou sal dit nie glo nie, toe kry die Israeliete pak. Nou, ou dink dit baie keer, yes, ek is nou gemotiveerd, ek het nou Bybel gelees, ek het nou gebid, ek het nou alles, so ek gaan nou gaan, maar ek het nie regtig gaan stil sit by die Here nie, ek het 'n klomp ding vir die Here gaan vertel, maar ek het nie stil gesit dat hy met my praat het. Nou het ek gaan sit, nou het ek 'n klomp ding vir die Here met die Here gaan deel, ek voel nou gemotiveerd, en ek gaan pak hierdie ding nou aan, en dan kry ek pak, en verstaan ek nie nou hoekom nie.
En presies dit het met die Israeliete gebeur toe hulle die eerste keer vir Ai gaan aanval. En hulle verstaan nie wat gaan aan nie. En Joshua gaan sit by die Here en hy gaan vind uit, Here, nou wat gaan aan? Hoe het hierdie gebeur? Sal u dan nou nie Ai in ons hand gegee het nie? En hy sê, baie eenvoudig, daar is ongeregtigheid onder julle. Dit is hoekom julle pak gekry het. Jy kan hoe gemotiveerd wees. Jy kan hoe gehype wees, opgehype wees na 'n kerkdiens, na 'n vuurvaldiens, na 'n vegbaar, na enigiets. Jy kan hoe gemotiveerd en opgehype wees. As jy ongeregtigheid binne in jou het, gaan die vyand dit gebruik om jou pak te gee. Dit is so. Of dit 'n ou wit lentjie is wat jy vertel, of dit 'n dat jy agteraf besig is om pon te kyk, of dit is dat jy skelm rook en maar jy skep 'n beeld, alles is reg, alles is fyn. Jy gaan pak kry. Want iewers is daar 'n vyand wat jy veronderstel is om te moet kan oorwin. Iewers is daar 'n volgende challenge wat jy moet kan oorwin. 'n Volgende geestelike challenge wat jy moet deurkom. En jy gaan dit nie kan deurkom nie, want daar word ongeregtigheid nog gevind by jou. Here, my familie kom nog nie by mekaar nie. Daar's nog nie eenheid by my familie nie. Hoekom nie? Here, maar ek probeer en ek kry nie antwoorde nie. Bybel sê ook, ons sondes maak 'n skeidsmuur tussen ons en God. In elk geval, die Israeliete het gegaan, hulle het vir Ai gaan try aanvalpak gekry, soos ek gesê het, en hulle moes vlug. En vir 'n oomblik, en ek wil dit juis uitlig, vir 'n oomblik, nadat hulle nou pak gekry het, is Joshua so bietjie aan die negatiewe kant. Hy sê, Here, hoekom het U ons uit Egipte uitgebring? Hoekom het U ons gebring deur die Jordaan alles, net om hier te kom en net nou maar om weer pak te kry? Klink bekend, nee? Ons vra die Here iets en kry nie dit wat ons wil hê nie, en dan wil ons in 'n hoopie gaan sit en onsself jammer kry. Maar die Here sê vir hom, luister gou, staan op. Maar hier's wat jy nou doen. Julle het pak gekry want daar was ongeregtigheid onder julle. Hoekom moet ons eers negatief raak en stil bly voordat die Here met ons praat? Hoekom gaan sit ons nie net by hom, gaan kuier by hom, gaan spandeer tyd by hom? En nie net rammel dit af, hè? Met rammel dit af bedoel ek presies daai wat ons gaan sit by die Here en ons is hierdie, wat noem 'n mens, hierdie plaasspelers wat so diep vinnig hardloop. Daai ding word om 0:30 gespeel. Chat ons met die Here vergewe ons sondes, Here asseblief sien my ma en my pa en help hierdie ou en Here, ek het 'n crush op hierdie girl, so asseblief laat sy my ook like. Dankie, amen. En dan gaan ek. Dis wat ons doen met die Here. En terwyl die Here nog wil praat, dan het jy al geloop. Maar Joshua gaan sit by die Here en die Here wys vir hom hier soos ongeregtigheid. En die Here gee hom die wysheid. Hy sê nou wat jy doen is nou vat julle die stamme. Almal kom line op. Almal. En uit dit uit dan gaan ek vir jou die familie wys. En uit dit uit gaan ek vir jou die gesin wys. En uit dit gaan ek jou die persoon wys. En as ons verder gaan kyk, weer verder lees, die Here doen presies dit. Hy hou dit uiteen. Wie het die ongeregtigheid, wie het geoortree, wie het verkeerd opgetree ensovoorts. En die Here wys dit presies uit. Presies. Selfde, by School of Fire is daar nog nooit iets wat die Here nog nie uitgewys het. Die Here wys dit elke liewe keer uit. Ons prys hom daarvoor, maar hy wys elke ding elke liewe keer uit. In elk geval, hy wys dit uit. En Joshua gaan vra vir Agab. Praat nogal heel mooi, maar dit was 'n man met gesag. Hy vra, sê nou maar wat het gebeur. Bely nou maar, sê vir ons wat gaan aan. Waar is die ongeregtigheid?
En Agab bely en hy sê, yes, ek het hierdie goed gevat, ek weet ek moes nie. Nou in die wêreld deesdae, nadat hy nou jammer gesê het en die goed teruggegee het, so ons nou gedink het, okay, nee, cool, alles is reg. Dit is mos nou fyn. Hy het nou jammer gesê, hy het nou teruggegee, verder is alles mos nou okay. Ja, sou ons dit sê. Wow. Sy nagevolg was maar net so bietjie anders. Die opdrag gekry deur die Here dat hy gestenig moes word en verbrand moes word. Ons sal nou dink, yes, maar dis bietjie cruel. Sê maar, dit gaan nie oor die goed wat jy gevat het, dit gaan oor jou ongehoorsaam. Dis nie net Agab. Agab was die pa gewees. Hy was koning, priester, profeet van sy gesin, van sy huisgesin. Dis nie net Agab wat die prys betaal het nie. Sy gesin saam met hom. Sy gesin is saam met hom gestenig, gebrand. Hoekom? Want jy word soos dit waarmee jy jouself omring. In Jerigo, toe hy die goed gevat het, moes die gesin seker gesê het, luister hierso, die opdrag van die Here was gewees, jy vat niks. Maar nee, het stil gebly. Hulle het saam aangegaan. Hulle het geweet hy hierdie goed. Maar stil gebly. Hulle was ook oneerlik gewees. Hulle was ook, net soos dit, ongehoorsaam gewees. Wat my terugbring na daai, slegte vriende bederf goeie waardes. Dit saam met wie jy jouself omring. Al weet jy net van hulle ongeregtigheid en help hulle nie. Bring hulle nie uit, sê hy luister hierso, hierdie ou is besig om te rook. Ek vat nou net 'n simpel voorbeeld. Of hierdie ou is besig met die ding, of hierdie ou is besig met daai ding. Al weet jy net daarvan, maar jy los daai persoon. Ons help hulle nie. Ons doen nie iets om hulle te probeer help. En die dag kom wat daai persoon die prys moet betaal, gaan jy saam betaal. Want jy word soos dit waarmee jy jouself omring. Selfs soos met Agab. Sy gesin, sy familie het geweet, hierdie is wat aangaan. Sy gesin het dit geweet. Maar stil gebly. As jy jouself gaan omring, die verkeerde mense. Ons ken almal die gesegde van meng jou met die semels, die varke sal jou opeet. Ja, nie sê nie, maar partykeer het 'n vark ook sy trots, in elk geval. Punt is, moenie kom en sê, ja maar Wally, ek is negatief. Wat doen ek? Ek word berading, ek sal nie vir my bid, ek is negatief, ek is hierdie, nou bid ons vir jou. Môre kom jy weer terug na my toe. Maar Wally, ek is nog steeds negatief. Maar jy gaan elke keer terug na 'n negatiewe vriendekring toe. 'n Negatiewe vriendegroep. As jy geestelik wil groei, ek challenge jou op dit. As jy wil geestelik groei, gaan omring jou met mense wat jy weet geestelike groei is vir hulle prioriteit. Gee dit 'n week. Kyk hoe draai jou lewe. Gee dit 'n week. Net soos wat slegte vriende bederf goeie waardes, is die teenoorgestelde ook waar. As jy jouself gaan omring met mense wat geestelik wil groei en geestelik sterk is, gaan jy geestelik wil groei en geestelik sterk raak. Dis baie eenvoudig. Die Here gee vir ons opdragte. Hy gee vir ons waarskuwings. Hy sê, moet jou nie meng met die plekke waar jy nie hoort nie. Hy sê dit baie duidelik. So moet dit nie doen nie. Ons gaan vat hiernatoe. Selfde ding, Matteus 12:33. Hy sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed. Nou, dink aan jouself, jou eie geestelike lewe. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. Okay? Die vrug wat jy dra is hoe jy uitgeken gaan word.
'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Dit is so. Dan sê hy, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. As hy kry aansaar se kouerling. Stel vir my, moenie my skrik maak nie, net hoe skel ek. Toe sê ek vir die hart van vol is loop die mond oor. Toe seker moeilikheid. Maar in geval. Hy sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy ook veroordeel word. Dit waarmee jy jouself omring, beteken dit is daai vrug wat jy begin gaan oordra, want dit is hoe jy word. Jy kan jouself vertel as jy besig om goeie of slegte vrug te dra. En uit dit raak jou hart mos nou vol van either hierdie goeie of hierdie slegte vrug. En dit is wat by jou mond gaan uitkom. En dit wat jy uit jou mond uit gaan spreek, is dit waarvoor jy gaan rekenskap gee voor God. Het jy jou mond, jou woorde gebruik om die koninkryk van God op te bou? Of het jy geloop en sleg sê? Het jy geloop en afbreek? Het jy geloop en vuil grappe maak? Vra maar. Dink ons het so 'n bietjie dinkwerk, ons het so 'n bietjie werk om by die Here te gaan sit en te gaan regmaak met God. Maar as die skrif ook wat sê, dit waarmee jy jouself besig hou van vroegoggend tot laat aand, is 'n bewys van wat in jou hart aangaan. Dink by jouself, is jy regtig besig met van vroegoggend tot laat aand, is jy regtig met die Here besig? Is jy regtig met God se saak besig? Of is jy besig om te vernietig en af te breek soos jy gaan? Wil julle los met dit? Ek gaan nie uitroep en dat ons bid en alles nie. Jy weet, moet jy gaan bely, dra jy goeie of slegte vrug? Jy weet. Jy weet as jy besig om die koninkryk op te bou, as jy besig om af te breek. Jy weet as jy besig om jouself te omring met ou slegte vriende of nie. Jou vriendekring is nie die sendingveld nie. Jou vriendekring is dit wat jou direk beïnvloed. Dis dieselfde, jou huwelik, jou verhouding is nie die sendingveld nie. Is die persoon of persone. Hoe sê ek persone? Want dan moontlik het jy kinders. Nie dink aan 2, 3 vrouens trou nie. Suid-Afrika se wette is van die pad af. Julle moet nie soos dit dink nie. Maar in elk geval, jou huweliksmaat is veronderstel om die een te wees wat jou arms ophou terwyl jy geveg aangaan. Terwyl jou arms wil sak en nie meer kan nie. Soos wat Joshua en Aaron vir Moses gedoen het en sy arms in die lug gehou het. Is nie veronderstel om 'n ekstra las op jou te wees nie. Is ek besig om myself te omring met die regte mense? En as jy weet jy maak 'n plan, skuif daai uit. Ongeag wat hulle sê, nee, maar moet nou nie so wees nie. Nee, maar jy's nou deel van hierdie maintenance ouens. Jy's nou deel van die maintenance span. Moet nou nie hier uit nie. Al wil hulle wat sê. Baie eenvoudig. Luister nie, my geestelike lewe is prioriteit. Baie dankie. Maak seker dat jy jouself gaan omring met die regte mense. OK. Ek wil julle daar los eers. Gaan dink hierdie ding na. Gaan bebid hierdie ding. Nou oordeel jouself op. Hierdie goed, as jy op die regte pad, of weet jy is besig om jouself te na te kom. En as jy jouself te nakom, doen iets omtrent dit. Verander jou vriendekring. Verander dit waarmee jy jouself omring. Right. Here, ons eer U vir die woord wat krag dra. Here, elke woord wat hier uitkom is woorde geïnspireer deur die Heilige Gees en geskryf deur leiding van God.
Here, U sê in Jakobus, geloof sonder werke is dood. My gebed is, Here, elke een het hierdie woord gehoor nou. Slegte vriende bederf goeie waardes. Elkeen het gehoor nou wat hulle moet doen. As hulle is in daai situasie, as hulle is in daai omstandighede. My gebed is, Here, dat dit nou sal oorgaan in aksie. Soos U sê, geloof sonder werke is dood. Dit help U ons sê net ons gaan, maar ons doen niks. My gebed is dat U elkeen die moed en elkeen die krag gee om hierdie regte besluite te maak. Here, dat dit wat uit ons uitkom, dit wat ons uitbeeld, goeie vrug sal wees. In die naam van Jesus Christus, ons eer U daarvoor. Amen.